Ek het die afgelope paar weke met jou gepraat oor daardie woorde van Jesus in Matteus 5 vers 13. Julle is die sout vir die aarde. Maar dan sê hy ook, as die sout verslaan het, hoe kry 'n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Die gedagte dat sout kan verslaan of laf word, soos die 1953 vertaling sê, is dalk vir ons vreemd. Sout kan immers nie sy soutsmaak verloor nie. Daar's 'n paar verklarings of verduidelikings hiervoor. In Israel was daar plekke waar daar soutblokke was wat amper soos rotse uit die grond gesteek het. Dit was nie altyd suiwer sout nie, maar soms vermeng met ander stowwe wat net sout gelyk het met dieselfde wit kleur. Oor die jare heen het die sout in hierdie rotse dan opgelos, sodat uiteindelik net die gedeelte wat soos die sout gelyk het, oorgebly het. Dit was waarskynlik na hierdie sout dat Jesus verwys het. Hierdie beeld is ongelukkig ook van toepassing op baie Christene. Mense wat die naam Christen dra, wat as Christene beskou word, maar wat nie die souteienskap van Christus het nie. Dit is moeilik om te raai hoeveel van die ongeveer 80% Christene in Suid-Afrika in hierdie kategorie val. Jesus gebruik ook 'n ander uitdrukking om hierdie soort Christene in die brief aan die gemeente van Sardes te beskryf. Daar staan in Openbaring 3 vers 1, ek weet dat julle die naam het dat julle lewe, en tog is julle dood. Die vraag wat vandag tot ons elkeen kom is dit, beïnvloed ek ander met die lewe en die liefde van Christus, of word ek deur die wêreld en die bose beïnvloed? Hy sê in daardie teks, maar as die sout verslaan het, jy sien, dis al waarvoor sout goed is, om sout te wees. En as dit nie doen waarvoor dit gemaak is nie, is dit nutteloos. Dit is 'n mooi mes wat nie kan sny nie, of 'n mooi lamp wat nie kan brand nie. Dit word bloot 'n ornament. En God soek nie ornamente nie. Hy soek instrumente. Hy soek lampe wat kan brand en sout wat regtig sout is. Ek wil tot die Here bid en ek wil vra dat jy saam met my sal bid, dat die Here vir ons hierin sal help. Here, ek bid dat U my iemand sal maak wat in U hand regtig 'n instrument kan wees, sodat U my kan gebruik, waarlik sout in 'n bedorwe wêreld. In U naam vra ek dit. Amen. Ons gesels weer volgende week.